Vandag kyk ons na 'n baie spesifieke en nogal fascinerende interpretasie van die eindtyd. Dit kom alles uit die boek Openbaring en dis die siening van die YouTube-kanaal Bam Chung Sorry. Kom ons kyk wat hulle te sê het. Goed, kom ons duik sommer dadelik in die diepkant in. Die hele argument hier is dat alles hang op die koms van hierdie een figuur, die Antichrist. Totdat hy op die toneel verskyn, gebeur niks van die res nie. Hy is basies die sleutel wat die hele eindspel oopsluit. So, hoe moet ons Openbaring dan verstaan? Volgens hierdie interpretasie is dit nie net 'n klomp vreemde simbole en poëtiese visioene nie. Nee, dis baie meer spesifiek. Jy moet daaraan dink as 'n letterlike stap-vir-stap bloudruk, 'n padkaart vir die toekoms. En daai padkaart het 'n baie duidelike volgorde. Dis amper soos dominos wat val. Eerstens word die 7 seels oopgemaak. Dit lei dan direk na die volgende fase, die 7 trompette wat blaas. En eers dan, heel aan die einde, kom die finale oordeel. Stap 1, stap 2, stap 3. Dis 'n duidelike, lineêre progressie. Goed, so wat skop die hele ding nou eintlik af? Waar begin die regte drama? Wel, die idee hier is dat die eerste 6 seels, dis eintlik maar net die voorspel. Dis die opbou, die gebeure wat die verhoog voorberei vir die hoofgebeurtenis wat nog kom. Maar dan kom die 7de seël. En dis waar dinge regtig interessant raak. Die 7de seël is nie 'n ramp op sy eie nie, glad nie. Dink daaraan as die afvuurbestool. Dit trek die sneller wat die 7 trompette laat blaas. En dit is die gebeure wat die wêreld direk gaan tref. OK, so dit bring ons by die hart van hierdie hele profesie, die trompette self. Wat beteken hulle? Kom ons breek die eerste 4 af, soos hierdie kanaal dit interpreteer. Die eerste trompet blaas, en skielik haal en vuur, gemeng met bloed, wat op die aarde neerreën. Dis 'n katastrofe wat die land self teiken. Maar is dit letterlike haal en vuur? Nee, nie volgens hierdie siening nie. Hier is dit simbolies. Dit verteenwoordig die verskyning van daardie einste sleutelfiguur, die Antichrist, 'n magtige politieke revolusionêr wie se kom soos 'n vernietigende storm oor die wêreld is. Goed, van die land af skuif ons nou na die see toe. Die tweede trompet blaas en die visioen is die van 'n reuse brandende berg wat in die oseaan gegooi word. Weereens, dis nie letterlik nie, daar brandende berg, dis nie 'n vulkaan nie, dit simboliseer 'n magtige politieke mag. Meer spesifiek, die opkoms van wat die 10 horings genoem word, 'n konfederasie van 10 Europese nasies wat as die Antichrist rigsteen en magbasis dien. Nou, vir die derde trompet. Hierdie keer kom die vernietiging uit die hemel uit. 'n Groot ster met die naam Als, wat soos 'n fakkel brand, val op die aarde. En dit vergiftig die vars water, die riviere, die fonteine, die bron van lewe. En die gif hier is ook nie letterlik nie, dis 'n geestelike gif. Als verteenwoordig 'n korrupte wêreldwye godsdienstige stelsel. Die bron noem dit die hoer. En hierdie stelsel se doel om mense se spiritualiteit te vergiftig, om hulle te mislei en om die Antichrist se bitter ideologie wel soet te laat proe sodat almal dit insluk. So ons het al die land, die see en die vars water gehad. Wat is volgende? Die hemel self. Met die 4de trompet word 1/3 van die son, die maan en die sterre donker. En jy het dit seker al geraai, dis ook nie 'n letterlike astronomiese ding nie. Hierdie verduistering is geestelik. Dit simboliseer 'n tyd van ongelooflike geestelike duisternis en verwarring wat oor die wêreld toesak, 'n direkte gevolg van die Antichrist, sy politieke alliansie en die korrupte godsdiens. So, wanneer gebeur al hierdie dinge? Wel, hierdie interpretasie plaas dit alles binne 'n baie spesifieke tydraamwerk, 'n 7 jaar periode wat bekend staan as die verdrukking. En daai 7 jaar word presies in die helfte gedeel. Dis nogal belangrik, want al hierdie dinge waaroor ons nou net gepraat het, die koms van die Antichrist en die eerste 4 trompette wat blaas, dit alles gebeur in die eerste helfte, die eerste kritiese 3,5 jaar. So, as ons dit alles by mekaar sit, kry ons 'n duidelike stel karakters in hierdie eindtyddrama. Jy het die Antichrist, die politieke leier, dan die 10 horings, sy Europese politiese alliansie, en dan die hoer, die korrupte godsdienstige stelsel, wat mense se harte en gedagtes voorberei. En teen hulle, die 2 getuies, diegene wat teen al hierdie korrupsie beklei. Goed, dis nog 'n intense prentjie, né? So die vraag is, hoekom? Hoekom so gedetailleerde en nogal skrikwekkende bloudruk? Volgens die spreker is die doel glad nie om mense bang te maak nie. Dis bedoel as 'n wekroep, 'n waarskuwing. En dit maak sin as jy nou die kanaal se naam kyk, Bam Chung Sorry, wat die middernagtelike roep beteken.
Hulle missie is presies dit, om die alarm te maak, om gelowiges wakker te skud sodat hulle kan sien wat, volgens hulle, besig is om te gebeur. Die idee is om mense aan te spoor om geestelik reg te wees voordat dit te laat is. Op die ou end bied hierdie hele interpretasie 'n baie spesifieke lens waardeur 'n mens na die wêreld kan kyk, na politiek, na godsdiens, na alles. En dit los ons met 'n laaste, nogal uitdagende vraag om oor te dink. As dit nou die bloudruk vir die toekoms was, hoe sou dit die manier verander waarop jy na alles om jou kyk?